maar so lekker, ek bedoel uit my hart, ek weet, baie keer sê nou, dis 'n voorreg, dit is regtig 'n voorreg om vir die Vader iets te doen. En elkeen van ons, soos ons hier sit, het 'n roeping. Die vraag is altyd, kom jy daarby, né? So ek wil ek nie vir julle preek nie, dit is maar net 'n slot, rugby slot gewees. Ek wil lekker gesels met julle ouens oor wat nou die lewe loop maar met die ouens ons baie. So ek wil regtig vanoggend net 'n paar dinge net sê terwyl ek met julle praat is. Daar's een ding wat sterker is as God in die mens. Dan vleis is net 'n slot. Wat gaan jy nou doen? Wat gaan daar nou uitkom? En daai een ding wat sterker is as jy en ek en die Vader is ons God. Net jy vanoggend kan 'n keuse maak van, weet jy, ek aanvaar wat hierdie ou sê, of ek gaan weer terug uit daai deur uit en my lewe gaan aan soos dit normaalweg aangegaan het. So ek wil vanmôre julle bemoedig dat, kyk, soos julle hier sit, dit baie ouens wil, is ek net Sakkies se storie oor sy seun, en so elke ou 'n storie, soos dat ek ook my, ek is nie spesiaal, en daar's ons wat deur egskeiding gaan, ek weet nie wat ek sou doen as ek deur 'n egskeiding moet gaan nie. En dit is die ergste graad van verwerping. As hierdie vrou wat eens op 'n tyd veel gesê het, sy is lief vir jou, en ewe skielik met iemand anders wegloop. En daar is van die ouens wat hier sit. So elke ou het sy storie. Ek het net gevoel, wat maak jou so spesiaal, ek sê, dit is nie spesiaal nie. Ek is hier vanoggend, miskien 'n inset te lewer in 'n ou se lewe, en miskien van 'n ander kant af te bekyk, en my storie te vertel so. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek net tog, want rugby lewer baie karakters. Nou so, wil ek so 'n staaltjie wat vertel van nou Frik te preek, en ek het al saam met hom op 'n verhoog gesit wat hy die storie vertel het, so ek vertel dit nou net oor. En hy en Wolf Meiberg, daai jaar het hulle getoer oor see in Engeland, maar dit met 'n boot gedoen. Dan gaan hy 3 maande is hulle op die water, tot hulle aan Engeland uitkom. En die aand sit hulle by so 'n diner, sit 'n ronde tafels, ons gestrik, daar is die Engels hou daarvan. En nou sit Wolf Meiberg en Frik, hulle is altyd so, hulle was so by mekaar altyd. Nou het hulle die kos opgeskep daar en nou vra Wolf vir Frik, wat is deur my bord? Frik sê, man, ek weet, so nou vir Frik en hy so kort af, op die man af. Hy sê, vra die Engelsman al langs jou. Nou sit die Engelsman daar prim proper met sy strik, daar is die neus in die lucht. En nou vra Wolf, wat is dit? Die Engelsman sê, nee, this is Brussels sprouts. Don't you get it in South Africa? Nou wat een Wolf. En hy sê vir die kyk so open af, hy sê, we get it in South Africa, but we grow that big, we call it cabbage. En daar's baie sulke karakters, nou veral met die Engels. Nou, hy loop daar in Engeland. Nou, die later van jare, ons maar vir ons vrouens parfum gekoop, jy weet. Maar uit my daai tyd, hierdie 60er jare, het al maar seepies gekoop. Nou loop hulle weer, wat ook die in, daar staan 'n dame hier agter die. Ja, hy sê vir haar, I want buy my wife some soap. En sy sê, yes, we've got soap, do you want it scented? Dat hy gesê, dit is gegeer. Hy sê, nou, as moet ek het hoof nie. Hoor jy maar net so laatst enetjie. Die 3 pastore sit daar, maar nou met hulle besluit die oggend, hulle gaan nou bieg. Dat hulle swakpunte is, maar die eerste ene is aan die woordsomme, ons gaan bid oor hierdie sondes van ons, die pastoor, eerst en sê, weet jy wat, ek het 'n bietjie langvangers. En elke nou en dan, as ek my hande daar aan die, op steer 'n bietjie geld, ons moet bid daarvoor, dit is echt regtig 'n probleem. En die tweede ene, dit is reg, as al veel, die tweede ene,
ek het 'n probleem met al die mooi tannies in die kerk. Ek kan my woord waal. Ek like die mooi tannies. En so alles deur die nek mos by daar. Derde pastoor. Hy sit op 'n soort kyk, hy sê ek het 'n probleem met skinder. En ek kan nie klaar maak daarmee nie. So dat dinge gaan uit, sorry. Ja, vanoggend wil ek so 'n bietjie skinder van 'n man van 'n persoon wat my deur hierdie dinge van my gevat het en maar ek wil eers so 'n bietjie rugby stal van ek onthou ons het daai jare 'n wegwedstryde gespeel en thuiswedstryde gespeel. En ons speel teen Noord-Transvaal Olie Schmidt. Hy het altyd met almal gesukkel. Ons is een van die kerklikies op die hoogte. Maar hy kom so dat hy vir Gerrie Sonnet is. Al sy tanden is in die hoogte staan. En my Gerrie vat het en hy skeel vir die langs en sê, nee, hy net my tanden. En so gaan ons aan. Sy volgende wedstryd op Lofte. En hy sê vir my vleis, as ons Sonnet is, hy is ons afste man. Hy sê, maak oop. Maak oop. Maar in hy sê, dan staat hy daar al poelies is tanden. Poelie dezelfde. Hy sê, hy sê, nou is ons spits. Ja, so baie goed gebeur. Ek onthou nog, ek is so 20 jaar oud. Nou is ek gekies vir die Vryheidsdag weer Transvaal, maar nou Kevin en Claire, ek beloof jou, jy kyk so op aan en ek is vir dit. Nou stop ons, daai jaar het die kijk gestop, as iemand seer gekry het, so nou staan ons in die lijn, en ek staan voor die wijk, Kevin man, is maar een jong oudie nog. Kevin sê vir my, het is altyd so, hy sê Engelsman geweest, hy het so mooi gepraat, hy sê vleis sê, you know, my ball is my ball. And your ball is also my ball. Dan kyk ek hier die uitstek. En dan klip die sprits aan, en hy was op die stadion. Hy die in 76 en die All Blacks bietjie warm gepraat. Hy is nie bang nie. Hy sê vir my, vleisie, hy gaan jou niks maak nie. Ek het my backup het gepraat. So, ja. Ja, rugby het my baie deur oopgemaak. Rugby het vir my geleer van die lewe, dit is het goed van het goed, maar dan tree die dae wat nie goed van in ons lewe nie, dan onthou ek terug in die rugby dae, dat weet die ouens wat mekaar, maar sê, let's get back to basics. En dit het my baie geleer van hoe ek my lewe gelei het, op die veld, af die veld. En ja, so ek is in Helspruiter. Nou, hulle sê daar in Helspruit, soos julle ouds nou daar, en sê, gaan julle goeie mense hierso. Nou, die Laagveld, as jy daar is was my Belasha water gedrink is, dan kan jy altyd weer terugsoek. Ek is nou nog nie, maar my vrou wil niks weet van Laagveld op hierdie staan, sy is 'n Vrystaat. Maar, so het ek my rugby gespeel op skool, Suidoost-Transvaal is daai area, wat vandag die Pumas is, en 120. Nou speel ons die Saterdag teen Noord-Natal. Ek was 'n Junie-inname in die weermacht, so ek moes wag vir 6 maande voor ek weermacht toe gaan. Ons speel teen Noord-Natal. Daai Saterdag, en ons wen hulle 120, so 60-0. En nou weet, 'n week later, nou moet ek by die Smit, wat die hoofdkwartier is van Noord-Natal. En ek kom daar in, en daar staan so met so 'n lang snor. Hy sê, is jy nie die kapteintjie van Suidoost-Transvaal wat ons so opgevoeder het? Maar dit was nie sy woorde. Ek sê, ja oom, en dit was ook nog weer een fout, want jy sê nie vir haar oom, hy sê saam julle. En hy is so 'n paar keer rondgejaag, en hy sê, sien daar onder, sê rugbyvelde, sien jou daar aan. So het ek toen maar, ek in 9 maande het ons afgejob daar, want ons was na troepe, ek het een mortierkursus gedoen, 81 mm, wat is baie wat sê, is al weet waarvan, ek sien die baby boomer sit, dis in Steiner, en so na 9 maande, waar ek nou 'n lang storie kwam, toe is daar 'n kommandant van België wat my so, hy koop my toe vir 2 uniforms en 2 sleepmandjies. Dis wat ek daai tyd werk was, maar ek dink ek is nou 'n bietjie meer.
so by tyd gekom in Bedkeer, goed gegaan, Oos-Vrystaat gespeel, Oos-Vrystaat seniors, en op 'n dag probeer op orders kom. Die kommandant sê vir my, luister, jy kan dit, ja. Hy sê, vanmiddag, van daar oud, jy gaan nou Bloemfontein toe, daar is 'n kommandant Archie Boer, hy sê, die Valskermbad toe. Hy gaan veel wacht met die hek, en dan is myself, wat sê Frans, ek het maar korporaal weer, die is 'n kommandant, op daar kan jy staan Archie Boer. Hy is toe die keerder van Vrystaat Rugby, en hy sê vanavond speel jy Vrystaat Brood. Nou speel ek teen al die ouens wat in 76 die Currie-Beker gelede. Dit is al die ouens. En nou Johan de Bruin het ook toen nog gespeel, die een hoog. En nou ja, ek dink dat hy is die afskof, hy nie geweet daar het is vir my, want dit was een maar nie. Maar ek maak nie die Vrystaat-span en toen nog 6 jaar, wat ek vir hulle gespeel het, 84, ek die Vrystaat is Springbok gewoon. Nou daai jaar het ons maar sanksie jare gespeel, ons het maar 10 wedstryde in 10 jaar gespeel. En dit is al die rebelle vloer, soos die Cavaliers en die Engelse en die Pumas, die Jaguars was dan tyd. So 10 wedstryde is maar klop, so voor provinciale wedstryde. Maar dit was nou my rugby loopbaan, en na die rugby loopbaan, dus ek nou nog eers Natal toe, dat ek moet daar met sy oranje kruis, baie kwaas na met toe Natal toe is, en daar ook 190 van Natal gespeel. Toen na 9 jaar weer een Springbok geworden, in 93 Australië toe, en is daar een ander uit my een dag so vast, met hulle, jy net so vast, dat jy nie drie bal kom in, ek so weg, en ek slaat ek my hand af. Daai jaar kom ons het op gedoen. En is ek natuurlijk na huis toe, want ek kan nie speel met die hand wat afgestaan. En ja, so het my rugby loopbaan toe nog op einde gekom, en op die einde van die dag is ek terug na Nelspruit toe, my hometown, en 1999, ek kom op die keer, ons na een ander kant toe, boord in Taxi na Pretoria, en die naweek keer. So wil ek elke omkeer in Nelspruit, maar dit werk nog wel. So, maybe, was dit nou, ek het terugkom by die huis die naweek, sê ek vir my vrou, ons moet dit self doen. En het was ook so, die kop opgestaan en kom die pastoor, hy sê, wil jy self doen? Ek sê, ek moet dit self begin. En dan moet jy weet, ek weet niks in die woord af. My vrou het woordskool gedoen en al die dinge. En so ek was die selleier, was sy selleier. Ek weet nie, dit was so wonderlik, dat ek toe later ook woordskool toe gegaan, die meer geleer van die woord. En daai mense het so geërg geraak, soos die familie, ons het regtig 'n familie gehad. En het my hele lewe omgedraai. Maar daar was nog altyd, want jy weet, ook om in 'n kamp vertel, dis 'n leerproces. En weet jy die sel wat ons al gehad het, dat ons nou die Sondag het ons so 'n potjie gehad. Ons was moeg. My meisiekind het vir my seker so 3 weke voor dit. Sy het my gesê, sy wil haar vriend en sy verjaarsdag die Sondagoggend voor sy kledertrek van wat sy die ouetjies kon verras met sy verjaarsdag. En ek sê, ons was so goeie verhouding van Lentnek. Sy was maar 19 jaar oud. En ek sê dit sy, maar in daai 3 weke, omdat ons al die plaas bly, wat weet daar 'n ding gebeur, my buurplaas mense, is een aand toe sommige mense erin gekom en hulle geskiet, 'n man en 'n vrou wat sterf. Ek dink vir myself, weet jy wat, ek maar my pistool uithaal, dit is so iets met ons moet gebeur, dat jy daar jou pistool by jou het, moet help nie al, probeer om dan uit die pleis uithaal, en ek kom in my klas gesit, en ja, dit is in 2004, is 'n winterskoggend, in Mei maand,
mevrou Frida het niks geweet hiervan die spesifieke op die dag na die kooi motorpark gemaak is so gedisoriënteerd. Sy sê iemand steel Maleis se voertuig. En ek is ook op en ek sien waar is dit gebeur. En ek het die pistoolskoot uit, maar net ek staan die vensterstuk en weer weer en een skoot van af. Hy dryf al weer die kar se opening daar weer aan. En ek voel met die voertuig waar ek in die gang af. Ek sê nogal vir Frida, ek dink ek die ou raak geskiet wat haar kar gesteel het. So by haar kamer weer vly haar te sien ek al bed is opgemaak en sy is nie in die kamer. So, op ewe skielik dink ek myself, ek sê vir Frida, dit kan maar Maleis nie. Toe ek daar kom te lees hy so met haar onder aan oor die stuurwiel. Dan weet die ou nog nie wat het gebeur en kom so terug en terug. En weet jy, ou kan nie glo so iets gebeur met die ou nie. Daai oomblik, jy weet, soos ek sê, die Jesus aangeneem, baie ons kan vir jou sê, hoe moet jy 'n pistool gebruik? Hoe moet jy huis introu nie? En ek staan daar en ek praat in tale en ek waken met die Here, dat hy toch net, dat sy net niks oorgekom het, want ek sien nergens bloed nie. En Eddie kom my seun aan, hy was toe so staan in 9 minuut. En weet jy, daai oggend sê hy vir my, pa, dis was 'n ongeluk. Ek dink die grootste wat met die ou kan gebeur is iemand hy verwyk. En ek dink op daai oomblik as hy nie vir my gesê, pa, dis 'n ongeluk en gesê, wat het jy aangevang? Dink ek sou dit 'n hele ander prentjie gewees het. En ons jaag toe, maar lyk jy al, en ek daar die voertuig uit op die eetkamertafel probeer pistool doen met maar toe. Dus dit is toe die ambulans geskakel. En die voerste eeuw vir die ambulans daar uitkom, is die hospitaal toe. Die hospitaal samen staan rond, hy sê die pype en dan mond en al ouwe. En ek kyk na hierdie kind wat ek meer regtig groot verhouding gehad het. Ek dink myself, wat het hier gebeur? En die dokter kon sê, weet jy, sy was eindelijk ontslaag geworden. Ja, dit is 'n vreeslike tyd in my lewe gewees. Ek weet alles, terwyl ek daar staan, wonder ek nou, okay, ek sal my seker krop toe gaan, so klop goed wat jyre is op kop gaan. En 'n ou kom by my, een van hy self goed van hy kom by my en sê my, en dit wat die Moses gegees, waar hy daar, wat goed van gesê, wees stil, en weet echt nie die gevecht veel vers. Maar weet jy maar, die woord is vol lettertjies, vol woorde. Maar as jy dit nie jou eie maak nie, dan is dit net 'n boek. En ek val die woord uit op. As ek sê vir julle, ek hier wat ek gedink het, my kop het my gesê, dit is nou tronk toe. Jy weet, in die tyd wil hulle 'n voorbeeld maak van ouens, die skiet ouens. En 3 maande later, dus ek, deur my dit sonder die hofsaal gegaan. As jy nou vat, wat het met Oscar gebeur het, probeer het nie vergelyk nie, maar die Here het my gebeur gekom. Hy het gesê, wees stil en weet, ek gaan hier gevecht vir. Mattheus 11, vers 28 tot 30, hy sê, Jesus self, hy sê, jy wat vermoeid en belas is, kom na my, ek sê jou rus gee, plaas jou las, ek my hier bestaan, plaas jou las op my. Maar, as is baie keer moeilik, ons het baie tradisioneel groot geword, veral ons babyboomers, en die sit baie van ons, ek praat nie van die jonge manne, ek doe saam met een ander klomp manne, wat bokke en bultop aan en aanbied. Dan vraag ons op 'n stadium die vraag, wie van julle ons wat hier sit, sy pa, het hom gesoen, en my drukkie gegeen, sê ek lief vir hom. Wie se pa sê dit ons? Wat is dit? Dan gaan enkele aan. En dit is die vraag, dit is die wat ek sê, is dat
Hulle gaan deur hierdie bepaalde goed. Ons het groot geword in 'n wêreld, Cowboys dat ek onthou die dag toe ek Springbok word. Die kom daai selfde manne, daai groot manne, die sê dat jy moet nie groot word. Jy moet dink jy is beter as die ander. En dit is hoe ons groot geword. Ons kinders word gesien nie gehoor. Ons het so groot geword. Cowboys dan kraai. Dit is hoe ons groot geword. So jy is 'n ou, jy is hier so op 'n bepaalde, in jou onderbewustheid dat jy bepaald groot geword. Elkeen van ons. En ons is nie een dieselfde nie. Maar daai ding is getrek. Nou kom hier 'n ou wat vir jou sê, wees stil en weet, Jesus sê, ek sal hierdie geveg veel veg. God sê, ek sal hierdie geveg veel veg. Toen die dink jy, leef jy in 'n ander wêreld. Jy dink jy regtig, dit is hoe dit werk. Want ons geveg is nie vlees en bloed nie. Efesiërs 6:12 sê ons geveg is die bose mag. Satan is uit trauma. Wat wil hy van ons steel? Ons vrede en ons vrede. Nou sit 'n ou hierso. En weet jy wat? God is besig met jou. Jy sit nie langs jou taal en hy ken jou. Jy is ons skare hart Vrydag aan. Die groot probleem met ons is, ons is trots aan ons. Trots is ons grootste vyand. Ek sê nie, jy moet nie trots nie. Weet jy wat, ek is te trots om verhoor namens my maatjie te sit. En ek besluit om. Maar net Vader nie my en jou aan. Jy kan doen met wat jy wil. Vader weet wat gaan met elkeen van ons. En dat is my so mind-blowing is, hierdie God van ons, ons kosmos, die bal van sy hand. Spraak nie is van hierdie kosmos waar ons is. Die hele kosmos, die bal van sy hand, hy weet van elkeen van ons. Jy wat die sit is so belangrik vir ons. So ek wil bemoedig vanoggend, ons gaan almal, ek sê, ek is nie enigste ouwe dat jy dit in ons hand. Ek moet nie bemoedig vir jou sê, die bemoedig, jou situasie, kom op die plek, dat ek sê, ek moet die deur uitgaan vanoggend. En dan weet jy wat afjaar. Terwyl jy dit hier so op 2 periode spaar. Hier is ou vanoggend, dit is 'n simpel slot, wat ek nie gespeel het, goed het my gebeur. Maar ek gesien wat werk. Ek het my situasie vir die Here gee daai oggend, so dat die Here kom. En ek het dit nagesien, so dit was 'n proses om die Here te vertrou in alles. En ek het gesien hoe werk het, as ek, maar nie net vreeslik, maar dat goed deurgekom, bijvoorbeeld in 'n kar werk, en ek weet nou nie meer baie nie. Dan sê ek, Vader, help my met die mense, dan kom daai ding hier. Jy gaan dalk nou vir my lag daar in die minister maak. Vader was op die altyd daar vir my. Nou wil ek met jou so 4 deel, wat regtig in my lewe begin werk het. Die eerste is, hoe leef ons? Ons weet nie wat behoort aan gebeur. Ons weet nie wat vanmiddag is om te gebeur. Ons moet leef vir die oomblik. Lewe vir hierdie oomblik. Laat hierdie oomblik vir jou 'n belangrike oomblik wees, waar jy 'n keuse gaan maak. Nou aan die begin gesê, net jy kan jou keuse maak. Vleis kan nie daar kom, as jy naas groot kom, en om in sy woord gaan trek, sê, hey, maak jou keuse nie. Kan nie dit doen nie. Net jy kan besluit, ek maak jou keuse. Volgende een is, wat leer ons? Eerste een was live. Wat leef ons? Wat leer ons? You never too old to learn. Ons leer elke dag. Elke dag leer ons. En die soos Christus manne wat hier sit, dat elke dag leer. Ek leer elke dag, want ek glo. Ons was gister in een wijnproef, sakkie, ek het daar geleer van wijn. Ek nie gedink, daar is soveel stories in wijn. Gister het weer gelees. Maar die ander elders is ons liefde. Ek bedoel, wat jy gaan saai, gaan jy maai. As jy liefde saai, maai jy liefde. As jy die oggend van die plaas, daar van die lande afkom, jy sê vir jou vrou vanaand, naand ou koei,
en jou pand in die kop kry. En dit is wat jy gesaai het. Dit wat jy saai in my verstaan. Maar ek dink die groot elders my mens staan. Daar is al baie manne veral ons luister nie graag. Ons luister, maar ons hoor, maar ons luister nie. En daar is baie maar die groot elders my mens staan is. Wat se legacy los jy het? Ek wil graag hê my seun, ek wil nog net die een seun, hy staan in 38 en ek wil graag hy ook eendag in my graf staan en sê, maar hierdie ou, hy was 'n godsman, hy die Here gedien. Hy was my voorbeeld. Maar kan jy dit sê? Ek moes weer vir my seun te sê, ek sê lief vir jou, regtig, ek het geleer om het drukkie te gee en om te soen. Hy is nog steeds stokstyf, want hy kom uit die tradisie, wat soen baan. Sal jy dit kan doen? Doen jy dit? Is daar verhouding? Dit is die groot vraag oor my en jou en Jesus, as jy daar is, soos wat Sakkie vanoggend gesê het, het gaan oor verhouding. Alles gaan oor verhouding, maar die vraag, Satan wil ons vrede en vreugde steel. Jy steel aan vreugde en vrede van jou te weet, jy kan verhouding hê met hierdie dogter, of met jou vrou. Dalk is jou verhouding met jou vrou nie so goed. En jy die keuse maak, so jy daar uitstap, en sê, weet jy wat, vandag gaan ek by die huis kom. En dan gaan ek lekker geen oorweg soek. Verstaan, weet jy dit al gedoen? Ek gee nie hande en hande opskip. Maar, waar is jou verhouding? Ons gaan voor Vader staan eendag. En ek gaan sê, maar, kan jy nie onthou nie, ek is Rudy, ek het by kerk gaan bedien, ek het die naam groot gemaak, Vader, en. Hy sê, ja, maar Rudy, ek het nie verhouding met Jesus gehad. Hy sê ons nog aangeen, maar nou aan te praat Steven en ek Sakkie, ek sê, ek het lang gegaan, voor ek besef het, want ek sê my gebed op, maar ek kan nie vir Jesus sê, ek is lief vir hom. En toe besef ek, ek moet vir hom sê, ek is lief vir hom, want as jy verhouding is met jou vrou of jou kinders, jy sê ons is lief vir hulle, dit is wat uitkom, ek is lief vir jou. Dit is wat jou vrou daar, hoe mag jy van, hy is nog lief vir hom. En ek besef, ek het dit nooit gedoen, ek het altyd maar met gebed gegooi, ons Vader en daai ding, maar weet jy wat, weer daai leerproces, geleer, Vader, en ek kan dit vir hom onomwonde in die oggend as ek kom praat, in die aand kom praat, Vader is lief vir jy. Want ek wil eendag daar staan en sê, geen verhouding met hom gehad, en die Vader my sê, sorry, jy was nou hierdie Christen geweest, jy is my seun gesê, is lief vir hom. Want Rudy se prentjie nou is, ek dink Vader, die Heilige Gees, sy seun en die Heilige Gees daar gesit, en gesê, weet jy wat, hierdie volgende verse dryf van my af. Maar ons moet 'n plan bewerk. Ek as Vader, ons moet 'n plan bewerk, om hierdie heilige nasie, onthou net, Israel, die Jode, Israel, Vader, dit sê uitverkore volk, hulle nog nie eintlik baie, want hulle glo nog nie Jesus het gekom nie. Maar in die laaste dae sal hulle besef, en teruggaan, Israel, dat hulle langs werk, nou nie daar gaan nie, want ons as heilige nasie, glo dit of nie, ons is heilige nasie, ons is die heilige nasie. Het Vader 'n plan bewerk, deur Jesus Christus, hy sê, seun, ek dink jy moet teruggaan, jy moet Vader, jy moet daai pad gaan loop, wat elke man, wat vleis gaan loop, en Sakkie, en Steven, en almal gaan loop, die is voel, sterf, jy gaan sterf, Jesus het dit geweet, daai laaste aand aan die tyd het hy geweet, hoor is ek die tyd, en hy het ook gesê, Vader, dat die weke by my verby gaan, as ek sou geweet het, wat my gaan gebeur, sou gesê, nee, Vader, dat hierdie weke by my verby gaan, hier wil my dogter, ek my dogter geskiet, daai storie, nee, dat het by my verby gaan, maar Vader is in beheer, hy weet van alles, hy is in beheer, so ek en jy kan baie keer stryd teen goed,
Maar die Vader het 'n beter plan. Hy sien die groter prentjie. Iemand het, hy sê, jy het my die aand vertel van die muurvrede. Dis daar een van die ouens, hy staan nie buite en hy kan sien, daar is 'n muur wat toegemaak is, die muurvrede staan buite, so hy ken die hele prentjie, ek en jy nie. Ons ken nie daai groter prentjie nie. Maar ek wil vanoggend net regtig hierso, as jy verhoor in jou hart voel, weet jy, ek wil hy besluit maak, en het daadwerkelijk onomwonde een besluit maak, ek wil 'n bietjie veranderings bring, dus ek dink dis nou die tyd, ek kan manne, my broer, hy is nou hierdie meer oorlede, maar hy het naam in die Here geleef, so ek weet waar is my broer, rarig, hy was rarig, die lewe, mooi geloof. Maar kan ek en jy dieselfde sê, is jy op 'n plek vir waar jy kan sê, kom af vleis, ek so alright, los my. En tussentyd weet jy, ek is nie eintlik alright te maak. Wat van Oosie langsam, wat van hy van my sê, as ek nou besluit te maak. Vergeet vir 'n oomblik van Oos, of van Piet, of van Sakkie. Ek gaan vra dat jy vanoggend, ek gaan allemaal vra jy oor te maak, nou nie gaan kyk of daar wel van die recht gaan keuse maak. Ek wil neem met daar sit, en vanoggend, net jy, God ken net vir jou, hy ken jou hart. Maar allemaal oor te maak, en net sê, en ek wil graag bid, vir julle ouens, as jy verhoor 'n besluit maak, ek wil nie op 'n plek waar hulle in 'n hoekie druk, jy mag vleis, dit is wat jy nou doen. Dit is nie wat ek moet doen nie. Ek het al baie keer dan sê, ken nie Jesus, as hy is my kwaad, as hy maar net weet, as ek groot vins ek om gaan doen, om van Jesus te stel, wat hy liefde kan ervaar, van Jesus. Ek of môre vir jou bid, as jy, weet jy baie keer kom, ek kom een dag, van praat ek met kom ou mense by ouer huis, daar sit so onder, van hulle is van my ouers en vriende. Die Heilige Gees sê vir my, hoor jy, waar moet jy vir die ouers, die Jesus Christus nog, dit is ouderlinge in die kerk, die Jakobs in die kerk, en ek dink, dit is nou my ouers se matties nie. Dis ouens iets van 70, 80 jaar oud. En ek eerder gehoorsaam as ongehoorsaam. En ek sê, wie van julle het by Jesus Christus uitgeneem? Van daar 100, en al 20 ons daar oggend, wat nou al die pad geloop het, sê weet jy dat ons nog nie Jesus Christus aanneem as ons Vader maak. En weet jy hoe hard seer is dit? Want daai ding van trots, daai ding van, wat ons is wat raai. Is jy oorraai? Is die vraag. Is jy oorraai? Wie jou groot slot vraag jou vanoggend? Is jy oorraai? En as jy nie oorraai is nie, dan wil ek eers by die eerste ene kom. As jy sê ek wil vanmôre 'n keuse maak om daai besluit maak. Nou sak jy dit hier so dat jy 'n groep gemeente lede wat vir jou kan bid. Ek kan môre op 'n feestyd en van die pad. En jy sê, ek het net op die pad nou. Ek het hierso, ek het in my hart besluit, ek wil Jesus. Hier is ons wat jy sal bid, vir jou pad sal bid. So as jy daar is vanoggend, ons maak al die dood. Ons maak al die dood. Nie rondtyd. As jy daar op my plek is, en sê, ek wil in verhouding met Jesus kom. Steek net aan. Dit is die eerste stap. Daar gaan we op. Dit is die eerste stap van gehoorsaamheid. Vader tot hier en nie verder. Ek wil nou in verhouding met my familie, vrou en kinders wees. En ek wil graag baie pad doen. Vader, vir daai ouens wat hulle hande opgesteek het, wil ek net sê, Vader, dankie. Ek weet die engele jy vanoggend oor daai ouer besluit is tot hier nie verder. Want er is dan nie een ou besprok. Daai besluit is echt gelukkig. En ek hoor die engele dankie vir die goedheid en die gunt en die
liefde. Ons eerste liefde. Aan 'n naam wat ek verhoor is ons lief. Ek is lief vir u en ek glo daar's goed as wat saam is stem. Dankie daarvoor, Vader. En ek eer u in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Dus dankie dat ek dit saak hier aangeraak. Dankie dat jou oggend, dis Saterdagoggend om af vat dit te doen. Dis so na stupid slot luister. Ek wil nie net dit baie uitsny. Dit is nie stupid slot. Dit is net 'n lang slot. Dat jy dit op tyd afgestaan het, ek waardeer dit. Dis my lekker met manne te gesels, en ons maak lekker gesels vanoggend. Dat jy daar so mooi stil gesit en geluister het. Jy is eintlik eer geraak met jou optrede. Dankie baie, dankie Here. Dit is wonderlik en Sonja, ons word soos konings behandel. Ek kan jou nie vertel, ons is dit nie baie gewoond te doen. Ons kom baie keer, nou ek iets Gauteng afpraat, maar daai mense dink anders. Hierdie ouens is gelijk. Ek sê gister vir Frieda, ek was ons in Dina toe krijg. Ja, as liefde. Ja, baie dankie Here ouens. Dankie vir die voorrecht. Dit was regtig 'n voorrecht. Om jou te vertel van die kinders, soos daai ouers gesê het, ek kinders gehad. Dis kinders van hierdie Vader wat goed is vir my. Ek weet die lewe loop hier draai. Jy weet nie wat op. As jy my moes ken, ek sê alles voor ouens kom praat en jy kan ook sien, ek kan dit nie eintlik doen nie, maar ek probeer net 'n boodskap bring om hierso te sê. En ek weet dit is my beroeping. Ek wil dit doen. Wat Vader verwag het van my. En so sit dit van julle wat of kan jy dalk nie die voor manne nie, maar daai volk op die plaas of wherever. Dalk 1 tot 1. Ek is eerder 'n ou sakkie so, ek is one-to-one. Net jou getuie uit te lewe. Sê, die waar kom ek vandaan? Waar was ek? Ek het eers opgevul sê waar kom ek vandaan? Ek wil net is te skaam. Maar ek was nie 'n ding op nie. Maar vandag kan ek sê, ek is kind van die Vader en ek is lief vir hom. Amen. Amen. Baie dankie Chris. Dit was amazing. My oë swem nou nog. Baie dankie. Chris, ek wil net gevra het, iets wat by jou oë gekom het. Dat ek weet nie van julle is wat miskien iets moet vra nie, maar vir my is dit, hoe is jy nie kwaad vir God? Weet jy, dit is 'n ding, ek het daai sneller getrek. Maar die verskil is, ek het geweet, hier is ek nou 'n groot moeilikheid. Ek gaan tronk, ek het my reg gemaak daarvoor, ek gaan selle oopmaak in die tronk. Maar ek het ook besef, dat besluit, weet God van hierdie geveg, my veg, toe weet ek moet net in rus gaan. En dit is baie keer vra ons van, hoe gaan ons deur die en daai ding kom, om met in die rus gaan en sê, weet jy wat, ek kan dit so nie. Want wat kon ek doen daai oggend, my meisiekind daar lê en sy so. Wat kon ek doen? Ek kon niks doen. So, ek het berus daarby dat ek weet Vader van hierdie veg. Sy is dood, wat van 'n volgende gebeur. Want daai selfde oggend is ek nou op 'n polistasie toe. Ek kom by die polistasie, ek sê ek het my meisiekind geskiet. Daarna wil my na 'n boeie sit. Die een ou sê daar trek sy skoenriem uit. Nou weet ek nie, dan sê hulle vra ek na die tyd, hoekom ek my skoenriem uittrek? Sê nie, alles bang ek hang myself op. Maar met hierdie lyf skoenriem gaan nie werk. Amen. So, weet jy wat, ek het die ding in die Here se aangelos en na rus gegaan. En dit was van daar af, is dit maar 'n leerproses. Alles gaan nou deur prosesse om uit te kom waar Vader jou wil hê. Want ek nou leer nog elke dag. Ek glo nie lank terug nie. Toe besef ek, maar ek sê nie, as ek vir die Here bid, sê ek nie vir hom, ek is lief vir hom nie. En toe besef ek, weet jy wat, wow, ek bid al die tyd, dink ek is in verhouding met hom, maar ek sê nooit vir hom, ek is lief vir hom. En ja, dit is alles 'n proses. Ek was nie kwaad nie, want ek was die oorsaak van dit alles. Ek het baie sneller getrek. En
vir wie kon ek nou eintlik kwaad is, myself. En ek moes myself vergewe. Ek moes myself regtig vergewe. Weet jy wat? Dit was ongeluk by die aard van die saak. Dit wat gebeur het, dan jy kan nie, dis water van die brug, jy kan dit nie terugtrek nie. Jy het so gewens, mense, hierdie ding kan jy terugtrek, maar dit kan nie. En dan op die einde van die dag, is daar iemand daar gekom en daar oggend het vir my gesê, dit was God se plan. Dat ek hom onder sy alie geskop. Maar nou, as ek terugkyk op by Damascus pad, dan sien ek, maar daar is 'n plan in die Here ding. Is uitgeleef. So ons weet nie, so hy groter prentjie, ons ken nie die groter prentjie nie, maar ons is nou al by honderde mense so bedien, en ons wil net ons storie vertel, en baie is in ons sê, weet jy, dit maak my sin, jy kyk na aan die ander kant, ons het groot geword, dit is hoe jy is, en dit is hoe ek gaan het self uitsorteer, ons kan nie, ons kan net self uitsorteer, net Vader van die hel daar.